Hy skenk die son die helder dag, soos daar buite ook, die maan en sterre vir die nag, die see en 1000 berge. En dan ken ons die derde vers ook baie goed, sal ek die majesteit se gloed as sondaar ooit kan nader, sou ons naby God kan kom. Klink amper onmoontlik, né? Goddank, versoen deur Jesus bloed. Versoen met God, beteken ons en God kan in 'n lewende verhouding staan. Is God ook nou my Vader? Nou klink my lied, die Here is goed. Die Here is onuitspreeklik goed, oneindig, sy genade. Die ou gesang het 'n bietjie anders geklink, maar die laaste rede is veral mooi vertaal. Die Heer is onuitspreeklik goed, het die ou vertaling ook gesê, oneindig in sy werke, dink ek het gestaan, en nou in sy genade. Sodra die lied kom, kan ons die eerste en die derde strofe daarvan sing. Weet nie of ons verveel meer aan, ja, ons gaan nog 'n lied of twee ingepas kry. Die kommerheid sal nie verskyn nie, jy hoef nog nie te kyk nie. Kyk maar by fliek, ja. Ek vat door die aankondiging in my hand, julle sou tog maar so 'n bietjie daardeur kan blaai so lank. My mamma, Jacomie sit net agter jou. Dog julle wil dan by mekaar sit. So bring ek julle by mekaar as dit koud is. Daar sê, die voorafsang, Paul, jy doen goed. Na 509 op Bergen en Dale ken ons ook baie goed. Kom ons sing die eerste, die tweede en die vierde strofe. Roem Christen, heel my lewe, alles in my lewe. Daarvoor kan ek die Here prys en loof en roem. 1, 2 en 4 van 509. Oh,
tel nou eers goed op. So kom ons sing 511 ook. 511 se 2 strofes. Veral hierdie tweede strofe, al wou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek smeek, sal U my lei. As dit die doel van jou hierna toe kom is vanmôre om die leiding van die Here in koninkrykstyd te vra, is dit die beste wat jy nou saam kan sing. Kom ons bemoedig en bemagtig mekaar daardeur. 1 en 2 van 511. Môre gemeente en welkom ook van my kant af. Ek hoop ek kan julle na almal ook verwys as troue vriende hande, maar nie die soort wat ander mense in die steek laat nie. Nee, dankie. Ek wil net 'n paar punte uitlig op ons Westerlig. Spesiale deuroffer vanoggend vir die Bellville getuienisbediening. Julle kry daar kennis en al die datums van Dominee Willie se verlof en sy deelname aan die uitreik daar in Malawi. Ons vra voortdurende gebede vir hulle veiligheid op reis nog. Hulle het Vrydag vertrek op skedule, 2 voertuie. Eerste aand naby Gariep geslaap, gisterand in Gauteng eers, en hulle is nou op pad vanoggend na Musina toe, waar hulle ook dan weer gaan oornag. In Gariep het hulle nie in huisies gebly nie, gekamp om 'n bietjie kostes te spaar, en ek weet nie of julle die temperature gesien het in daai dele van die wêreld in die nag nie. So dink maar aan hulle. En natuurlik vanoggend lang naweek geen Wasie Koffie Bybelskool of Wasie Koffie ook na die diens nie. Gebede vra ons net asseblief vir Otto Venter, bekende gemeentelid, so tydjie in die hospitaal en sterk nou weer tuis aan. En dan Living Network, laasweek het ons kinders almal weer borsbroodjies voorberei as hulle 'n projek wat hulle het, is 'n deel van getuienisbediening. En dit het gegaan na Living Network. Hulle sê baie mooi dankie daarvoor. Hulle waardeer die bydrae. En dan laastens, ja, Dominee Willie is nou lank weg, maar ons ou getroue aflosprediker, Dominee Gert Olivier, het ingestem om al die dienste waar te neem. Sterk ons
Gert, ons sê weer eens vir jou dankie. Mag dit gesonde tyd vir jou wees en ons sien uit na jou hulp in hierdie tyd. Baie, baie dankie. Baie dankie. Ek hoop ek weet nou nie waarvan dat die ou getroue op die oud of op die getroue. Baie dankie vir die verwelkom. Voel altyd tuis hier, dis verskriklik lekker om altyd by julle te wees. Om een of ander rede is dit lekkerder as in die dae toe ek my eie gemeente was. Om bepaalde redes, maar hy het nou gepraat van goeie vriende. Julle raak nou regtig goeie vriende van 'n mens. En mag die Here vir ons in hierdie tyd ook seën op 2 vlakke. Die eerste is op ons knieë. Weet jy, dit sal die moeite werd wees vir die uitreikspan. Net as julle getrou bly in die gebed. Dis die heerlikste tyd as jy jou oë oopmaak of jy's iewers in die winkel en jy sien iets en laat jou dink aan Willie hulle wat daar bo bou en vir die Here wonderlike werk doen in koninkrykstyd. Dink net en bid net, seën hulle. Bewaar hulle. Gee vrug op die arbeid. Dan sal hulle terugkom met die mooiste stories wat julle deur die Here se genade bereik het deur julle gebede. Moenie ophou bid nie. Ons het vir lang tyd onder die Boesmans uitgereik daar in die noordooste van Namibië en dit was ons kragbron. Die Here self, ek gaan vanmôre oor die God, die bron van lewe praat, maar die gemeente op hulle knieë was ons kragbron as ons daarbo ook maar moeilike tye beleef het. Maar dan die vrug op die arbeid was altyd daar. Dis vandag ook biddag vir die jeug. Wat is koninkrykstyd? Die prentjie is dalk 'n bietjie klein, maar julle sal nou sien dit was hemelvaart, sien julle daar agter? So 'n uitbeelding daarvan en toe raak dit Pinkster. En die Heilige Gees het in ons almal gekom wat glo en dis nou koninkrykstyd. Ons met die koninkryk van God help vestig in hierdie wêreld. Wanneer laas het jy vir iemand gevra, ken jy vir Jesus? Eenvoudige vraag. Vra dit in hierdie week vir iemand. En as jy nie daarvoor kans sien nie, bid dan dat die Here, die een van wie jy tog weet die Here nie ken nie, tog die Here sal leer ken. Dis ons uitreik elke dag, waarmee ons in koninkrykstyd besig kan wees. Dis ook biddag vir die jeug, ons sal net nou daarop, met die gebed, sal ons 'n bietjie aandag gee daaraan. Dis nou baie jammer, maar dit is baie ouer wordende gemeente, nou is dit lang naweek, ek het geweet, hier sal die jong mense eintlik hier wees nie, en daarom konsentreer ek maar op die mense wat gekom het. Ek het in die week gelees, die enigste rede hoekom ouer mense vandag nie meer met jong mense regkom nie. Wat sou julle sê hoekom nie? Is mos nou maar so, kom jy reg met hulle eintlik. Nie sleg voel julle wat daar agter nog jonk genoeg is om daaraan te dink nie. En toe lees ek die ou sê, dis omdat ons te lank terug jonk was. Ons het vergeet hoe dit is om so te wees. En daarom veroordeel 'n mens maklik. En verstaan ons nie lekker nie, ons het vergeet. Ek sê altyd, ek was net so vrek stout. Dis doodgewoon waar. En mag dit in ons gebede ook vir die jeug konstant wees, dat ons meer begrip vir hulle sal sê, in moeilike tye, sal hê in moeilike tye wat ons beleef. Biddag vir die jeug. Die tema God die bron van die lewe wil ek graag die volgende 4 Sondae vandag en die 3 wat kom aanspreek. Want al 3 dieselfde teks gebruik. Julle kan Psalm 36 tot by 39 van Dawid lees. Maar ek gaan nou begin by Psalm 36 vers 10. U is die bron van die lewe. Wat dan nou die teks deurlopend gaan wees in hierdie reeks. Dis vandag ook Komryks marathon, en dan is ek daarmee klaar. As vir die volgende 4 Sondae wil ek 'n bietjie oor die geloofswedloop praat. Ek wou vandag daarmee begin het, maar ek dink ek in 'n lang naweek sal dit nou nie eintlik lekker gewerk het nie.
Maar eintlik wil ek maar voortgaan met die koninkrykstydperk, die geloofswedloop. Die Here kan agterkom waar dit vandaan kom. Paulus wat baie keer die beeld gebruik. In die koninkrykstyd, ekskuus ek maak nou baie lang storie, maar as deel van die inleiding van die preek ook al, is hierdie tema ongelooflik belangrik. God die bron van die lewe. God is die bron van alles. Jy sal nêrens vrug kry in koninkrykstyd ook, van die Here se kant af, as hy nie dit voorsien. En al wat eintlik moet gebeur is, ons moet net vir ons beskikbaar stel. Ons raak die poort na ander mense toe. Ons raak die fontein van lewe na ander mense toe. Dat dink my nou aan die tannie, wat elke dag as sy opgestaan het en sy's gesond, dan maak sy haar voordeur oop en dan roep sy so hard dat die hele straat dit kan hoor, prys die Here. En Lansa, en dit doen sy elke dag, Lansa het 'n sogenaamde ateïst, dit is nie so iets soos 'n ateïst, maar nou ja, hy erken maar net nie vir God nie. Hy ateïst, dan is hy vreeslik geïrriteerd. Hy wil niks met haar te doen hê nie, en dan raas hy met haar en so, maar sy het haar nie laat afsit nie elke oggend, dan sê sy, prys die Here. En op 'n oggend toe dit nie meer so goed met haar gegaan nie, maar elke oggend sê sy dit, maar sy kom die oggend en sy sê, ag Here, help tog. Dis koud en ek is honger en ek het nie geld nie, ek het nie kos nie. En sy maak die deur toe, en hy het dit gehoor. En hy gaan koop toe 'n klomp kredeniersware en sit dit op haar stoep neer. En die volgende oggend toe sy dit oopmaak, toe sien sy die klomp kredeniersware vir die hele maand wat hier voor haar staan. En sy sê, prys die Here, en hy spring agter bos uit en hy sê, nie prys die Here nie, ek het dit gekoop. Daar is nie 'n God nie. En sy sê, prys die Here dat U vir my kredeniersware gegee het, en so waar die duiwel daarvoor dat betaal het. Dit maak nie saak hoe nie, maar jy is nie alleen daar buite nie. Die Here is altyd by ons. Ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Die Here sal voorsien in koninkrykstyd. As 'n fotum wou ek vreeslik graag vir julle bemagtig en bemoedig. Wie is die Here wat ons nou bymekaar geroep het vanmôre om vir ons te versterk en krag te gee vir die week wat ons vir hom moet gaan leef? Hy wat jou gemaak het, sê Jesaja 54. Sy naam is die Here, die Almagtige, jou verlosser. Hy word die God van die hele wêreld genoem. En dan gaan Jesaja 55 oor in hy bekende, kom dan, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal. Wyn en melk. En dan vers 3. Kom na my toe. Luister vanoggend en julle siel sal leef. Amen. Gemeente van Jesus Christus hier in Welwes. Dis die Here wat julle groet met sy genade en sy liefde en sy vrede. Kom ons staan, ons antwoord daarop op die groet van die Here met 184, 'n loflied. Kom ons sing 1, 3 en 4. Lof sing die Here, dis hy wat u kroon met sy seën. Hy seën ons om ander te gaan seën. 1, 3 en 4. Kom ons staan en sing ons dit.
sê dit is biddag vir jeug. Ek wil vir ons om meer groter begrip te hê 'n gebed bid wat 'n jong mens in Amsterdam geskryf het vir die Here as 'n gebed. Kom ons maak ons oë toe dan. Bid ons dit saam met hierdie jong man of vrou, weet nie of dit 'n meisie of 'n seun was nie, wat hierdie gebed skryf. En 'n jong mens bid, liewe God, ons wil graag as volwassenes gesien word. Maar tiener wees is darm ook so lekker. Dankie Here. Dankie vir die gekke bevliegings wat ons soms kry om dinge te doen. Dinge wat die suurpruime nog suurder maak. Maar wat onsself en ander jonges van hart, soos byvoorbeeld u, so heerlik laat lag. Skenk my asseblief vriende, op wie ek kan reken. Vriende soos rotse, waarop ek 3 standvastige huise kan bou. Die van geloof, hoop en liefde. Here, leer my om behoedsaam om te gaan met die natuur. Want ek is baie bewus van die feit dat ons nie een plant of dier te veel op ons planeet het nie. En Here, help my om kop te hou te midde van ons jong klomp se verslawing aan modegure en die regte handelsmerke. Ek weet, my ouers het dit nie breed nie. Maar as die groepdruk begin, is dit asof ek glad nie pa en ma se punt kan insien nie. Help my ook om nie so geweldige issue te maak van verlief raak en uitmaak nie. Almal sê mos, dis maar net 'n normale deel van die lewe. En ten slotte, Here, liewe Here, skenk my die genade dat my tiener wees nooit heeltemal sal verdwyn nie in die volwassene wat ek besig is om te word nie. Ek wil so graag die optimisme en die humor van jonkmees behou. Al bewe my koppie en raak my knieë stram. Here, dankie dat ons saam met hierdie jong mens kan bid. Dat ons in besonder ook die uitreikspan nou aan U kan opdra, waar hulle op pad is na die grens toe. Dat U vir hulle daardeur sal help en veilig oor die pad sal bring by hulle bestemming. Pad vir hulle gelyk sal maak en hierdie uitreik sal seën met die vrug wat U beplan en bepaal het. Bewaar vir hulle persoonlik ook in hulle menswees en wees vir hulle goed in Jesus se naam. Amen. As ons skrifgedeelte oopmaak by die Bybel, Psalm 36. Psalm 36 is eintlik so bekend, maar ek gaan tog maar, ek dink ek het hom opgesit, Paul, hoor. Psalm 36, daar sê ja. Ek het van vers 6 tot 12 opgesit. Hierdie psalm begin uiteindelik soos baie van Dawid se psalms, maar dit was spesifiek Dawid se psalms wat hy gesê het in tye wat dit nie so maklik gegaan het met hom nie, en dat hy dit swaar gekry het in die wêreld. Hy skryf 'n lied om gesing te word in die kerk vir die koorleier, sê vers 1 van Dawid, die dienaar van die Here. En dan skryf hy van vers 2 tot vers 5, sing hy eintlik, hy laat die gemeente sing oor die goddelose
wat niks met die Here te doen wil hê nie, en dat die Here uiteindelik vir hulle ongedaan sal maak. Maar dis die agtergrond van die Psalm. Daarom moet ek by vers 6 begin, want daar staan geskrywe: Here, u liefde reik tot in die hemel. U trou tot in die wolke. U geregtigheid tot op die hoogste berge. Die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken, en u trou by die wat opreg is. Laat my nie onder die voete van eie geregtigde mense beland nie. Moenie dat goddeloses my hier wegtref nie. Hierdie vers 10, U is die bron van die lewe, is so oorbekend. Wie van julle was in 'n gemeente waar dit al op 'n kanselkleed gestaan het? Ek het 'n paar gemeentes al gekry waar dit staan op die kanselkleed. U is die bron van die lewe. En die bedoeling van hierdie lewe is die twee soorte lewes wat 'n mens breedweg kan verstaan, jou fisiese lewe en jou geestelike lewe. U is die bron daarvan. Laat ek maar van die fisiese en die geestelike dit sê, dit behoort eintlik altyd saam te loop, moet saamloop, kan nie geskei word nie. Jy kan nie hier uitstap en as jy klaar met jou geestelike lewe. Die fisiese lewe is deel daarvan. Dit is eintlik nie 'n skeiding tussen die twee. Loop altyd saam. Want van beide, fisies en geestelik, is God die bron. Is God die heeltemal die alles oorheersende bron. Is nie 'n ander bron. Is nie 'n ander oorsprong van lewe nie. Daar is nie 'n ander onderhouer van lewe. Hier is jou pille en die dokter in die hospitaal. God is die onderhouer en die oorsprong van lewe. En hy bedoel dit fisies. Alles onder die aarde en op die aarde en bo die aarde. Die ganse skepping is uit hom en deur hom en tot hom, vriende. Vir alle mense en diere en plante. 'n Mens moet eintlik as in die Nuwe Testament, ek gaan nou net die een teks môre aanhaal, maar as Johannes, die apostel van die liefde, uiteindelik van Jesus wat hierdie lewe moontlik gemaak het vir mense op die aarde, deur die Heilige Gees wat hy ook laat uitstort het, wat in hierdie oomblik by ons nog is. As Johannes sy evangelie van Jesus, sy storie van Jesus wil vertel, hoor hoe begin hy? Nou, hoor, waar is Jesus? In die begin was die woord daar. Dis in die begin van die skepping. En die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En dis hierdie lig wat tot in hierdie oomblik in hierdie kerk vanoggend skyn, in die duisternis van die wêreld, as jy sou wou, wat nooit uitgedoof kan word. Nie in die moeilikste tye wat ons kan bedink nie. Alles het deur hom tot stand gekom. Fisies, geestelik
Ag, die fokus van die Bybel in sy geheel, maar in hierdie Psalm van Dawid en al die psalms wat hy skryf, is eintlik net geestelik. En Dawid skryf sy lied vir 'n koor, om dit te sing in 'n kerk, om hulle boodskap van Jesus te bring. Dawid begin hy die dienaar van die Here. En daarom is die fokus van hierdie lied net op gelowiges, die wat die Here dien, die wat die dieper geestelike deel van ons bestaan wil koester, die wat dit wil uitbrei, die wat wil groei daarin, die wat teenoor God self wil lewe. Hier waar ons in afhanklikheid van die Here besin, ook vanoggend oor die bron van die lewe, wat dit vir ons kan beteken, is ons ook dienaars van die Here. Ons behoort aan hom. Ek gaan dit ook in die begin sê. Vriende, as jy dit vanmôre regtig besef, dat alles wat jy is, en alles wat jy het, en alles waarvan jy vandaan kom, en wat jy afgelê het, dit wat jy is in hierdie oomblik, jou hele menswees, dat dit van God afkom. As jy dit besef, en as jy dit glo, dan is God alleen die bron, die opsomming daarvan. Maklik om eintlik te onthou, vir alles wat jy nou dink en doen, is God die bron van alle lewe. Gelowige se lewe, die kerk se lewe, so wyd soos ons daaraan wil dink. Kyriake, die woord vir kerk in die Grieks, beteken doodgewoon die Here se. Dit wat die Here se is. Uit hom is alles, tot hom is alles, deur hom is alles. Nou wil Dawid dit vir ons beskryf, en nou doen hy 'n baie interessante ding. Hy wil dit laat uitstaan, en dan gebruik hy 'n vreeslike donker agtergrond, soos 'n swart bord, nie? As 'n mens so 'n swart bord vat, jy vat kruitjie, breek hom in die halfjies, skryf breed, vet gedruk. Hy wil dit so laat uitstaan. Hy wil sê, julle moet dit weet. Jy kan alles vergeet, maar moet nie dit vergeet. As hy vers 8 praat oor waaroor dit gaan, oor die trou en die reg en die sorg van die Here, wat elke dienaar kan ervaar as hy 'n getuie vir hom wil wees. Doen hy dit teen hierdie donker agtergrond, soos op hierdie swart bord, en hy doen dit deur te beskryf wat is 'n man van God, 'n man sonder God, 'n goddelose, beskryf van vers 2 tot 5. Dis die agtergrond. Geen ontzag vir God nie. Wat soos die ateïs van wie ek net nou vertel het, nie besef en dink God bestaan. Vir wie dit net oor homself gaan. Hy beskryf dit, en jy kan maar gaan lees by die huis, vers 2 tot 5, wat lieg en bedrieg in die waarheid rek om sy doel te bereik in die lewe. So beskryf hy die bron van ons ontstaan as kinders van die Here. Die mens wat nog nie uit die bron van lewe leef nie, wys dit eintlik vir ons. Ons kan dit die hele dag teen die agtergrond in hierdie wêreld sien. Maar dis die agtergrond. Die hoofsaak is, God is die bron van lewe. Dit is soos 'n helder uithangbord, my lewe. Ek glo God is die bron van my lewe. Dis in helder ligte in jou lewe geskrywe. Dis wat Dawid sê. Jy kan nie daarvan loskom. Dis my advertensiebord vir die lewe. God is die bron. Goed, hierdie bron, dis interessant as mense na ander vertalings gaan kyk. Die 2020 vertaling, wat nou die nuutste vertaling is, sê, by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Kan julle dit ook onthou van kanselkrede, né? Maar 'n fontein, dis wat die bron beteken. Julle weet mos wat is 'n fontein, né? Dink gou 'n bietjie aan 'n fontein. Sien gou die prentjie, die wonder van grondwater wat spontaan na die oppervlakte opborrel, nie? En al wat ek moet doen,
Ek moet net nie die oog van hy bron, van die fontein verstop nie. Ek moet net daai fontein vrylik laat vloei. God is die bron. Dis alles uit God. Nie uit myself nie. Ek moet sorg dat die bron nie verstop nie, dat die oog nie verstop nie. Jy weet soos daar ou klippe en plante en goeters groei en val, en ek moet dit gedurig skoonmaak. Sien, God is die fontein van lewe. Die boodskap vertaal dit nogal so mooi. U liefde vloei soos 'n rivier oor ons hele lewe. U alleen gee lewe. 'n rivier. Ek kry die beeld so van die are uit God se hart wat na ons kant toe vloei. Sy liefde, die bron van sy lewe. Elke dag se asemteug, elke woord wat ek waag in sy naam, vloei uit hom uit, soos 'n rivier. New English Bible sê dit vir my nog die mooiste. Hy sê, "The rich plenty from thy streams of delight." Dis poëties mooi. God se rivier van heerlikhede staan daar. Alles tot my voordeel en my krag en my genot en tot my bemagtiging en bemoediging as ek sy getuie wil gaan wees in hierdie wêreld. Ons word gevoed uit die fontein van lewe. Dis ons bron vir geestelike krag in my hele lewe. Nie net in 2026 nie, maar vir altyd, tot ek my kop gaan neerlê. Een beeld wil ek hier byvoeg. Ek het, toe ek so ruk terug gepreek het oor vervulling met die Heilige Gees, het ek verwys na my pel wat daar naby die Transkei grens bly, naby Bakela. En hy bly in 'n stuk Karoo wêreld, dit is eintlik halwe woestynwêreld. Nou ek het vertel van die onuitputlike bron van hulle fontein wat daar is. Hulle het oor genoeg water in die huis en hulle tuin, alles het oorgeloop. Ek het van die dam vertel. God se Heilige Gees vul ons sodat moet ons oorloop. Nou die interessante is, ek het op 'n dag vroeg toe ons daar aan die begin by sy plaas gekom het. Nou ek het altyd met my kinders daar gestop en dan sien jy daar lê die oase wat hulle, dis hoekom ek daai eerste prentjie gewys het. Jy hoef dit nie nou te wys nie. Maar vra ek vir hom, jy boer dan met skape? Hy sê die oggend sê hy vir ons hy gaan die skape dip. Ek sê waar is die dip? Ek het nou al rondgeloop hier op die werf en hier naby sê, kom ek gaan wys jou en stap sy uit waar hy nou besig is om die dip goed te meng. Om in die dip te gooi. Weet mens hoe dippe mense skaap as 'n trog, jy druk die skaap kop onder met so 'n mikstok en so. Hy sê vir my, ek sê ja, maar dis die fontein waarvan jy vir my vertel het, wat water gee, wat die bron wat julle aan die lewe hou hierso. Toe sê ja, maar kom ek gaan wys jou. Jy vra waar dip ek? En hy vat dit, ons is op die bakkie, het al die goed opgelei, hy gaan nou dip. Langs die fontein het hy die diptrog gebou. As dit nou vir jou maar simpel klink en nie vreeslik belangrik nie. Jy moet die bron van God, van lewe benut na jou eie aard. Of jy nou met skape boer en of jy nou môre met iemand moet gaan praat, dit maak nie saak nie. Jy moet die bron benut. Dis my die heerlikste ding om aan te dink, my oë toemaak en ek staan op daai koppie en alles is droog, maar daar sit so 'n groen kol. En dis die advertensiebord. Die standhoudende fontein wat uit my uitborrel, die diptrog wat nie weggesteek moet word nie. Die groen kol wat moet uitstaan in hierdie wêreld soos 'n seerduim. Geestelik is dit waar van elkeen van ons. Ons moet uitstaan. Want God is die bron van my geloofslewe. Kan hom nie wegsteek nie, droog die wêreld ook rondom my geraak het. Kan hom nie wegsteek in my Christen wees, in my kerk wees nie. Want ek behoort aan die Here.
Ek leef alleen deur die Here. Dis daai nuwe skepping wat Paulus later van praat in 2 Korintiërs 5:17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Ek het nuut geword. Die nuwe het gekom. Die wêreld sal ons as die nuwe skepping van God nie kan miskyk nie. As jy glo, staan jy uit. En as bron van hierdie nuwe lewe is my en God se belofte deur sy Gees. Dis onuitputlik. Dit hou nie op nie, kan nie ophou nie. Ek ontdek daai mooi Deuteronomium 11 vers 12, Deuteronomium 11:12. Moses praat eintlik van die hele land en van al die mense wat daar bly. Almal waarvoor God sorg, praat hy. Dan sê hy, die Here hou sy oog onophoudelik, ononderbroke daaroor, van Nuwejaarsdag tot Oujaarsdag. U is die fontein van die lewe, in u lig sien ons die lig. Ek dink Dawid het dit daar gehoor by sy pa Isaia, toe hy op moedersknie geleer het van Moses se boeke. En u lig sien ons die lig. En die lewe het ons net in Johannes gesien, is die lig van die mense. Dis eintlik ook die ander beeld, iets daaroor ek gou maar sê. Dat is eintlik 'n lofuiting wat hierdie bron beter kan belig, as ons dit wil verstaan. Jesus die lig vir die wêreld. Jy weet, sonder God is ons soos die aarde sonder die son. Ons verstaan mos nou dit. Die son is noodsaaklik vir ons lewe. Ek meen, ons kan nie sonder die son bestaan nie. Niks kan lewe sonder die son nie. Alles lewe in God se, die son se strale. Hy is die son van geregtigheid. Alles lewe. Elke saadjie, vriende, wat ontkiem, wat deur die oppervlakte breek. Dit laat die son gebeur. Laat God gebeur. Elke blom wat oopkelk en wonderbaarlik vrug word. Dis God se doen. Elke stukkie deel van versoening wat bewerk word tussen twee mense. Dis God. Elke tikkie hartseer wat in hierdie week genees sal word. Elke traan wat afgedroog word. Dis die bron wat dit doen. Met God die lig van ons lewe. Staan daar in die Psalm met sy sorg hy vir ons met sy liefde en sy trou en met sy reg. Hy sorg dat dinge vir ons regloop. Al moet ons op ons kruis opneem om hom volg. Maar hy gee die sin en die krag en die standvastigheid in my geloofslewe. En in die alledaagse lewe. Dis daai vers wat sê die lig van die woord, die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad, nie? Ek vind dit elke dag op die bron, op die pad. En die lig is Christus, wat homself genoem het die weg, die waarheid, na die lewe toe. En dan kan met ons gebeur, as jy daar by die deur vandag uitgaan, en dit regtig gaan beproef dat God die bron van jou lewe is. Wat met die Samaritaanse vrou by die put gebeur het, Johannes 4, dan sê Jesus uiteindelik vir haar, as jy hierdie water drink wat ek jou gee, sal jy nooit weer dors kry nie. Wat 'n wonderwerk. Maar nie fisies nie, geestelik. Dit sal 'n fontein wees met water wat opborrel en jou die ewige lewe gee. Dis om die bron vry te laat. Nie toe te stop nie. As jy dit alles glo vanoggend, is dit nog nie afgehandel nie. Dis net die begin, want ons is medewerkers in diens van Christus. Vriende, ek beloof jou, jy sal môre in hierdie week, sal jy dorstige reisigers raakloop, wat die water soek
wat jy vir hom kan aanbied, as jy glo in die bron. Amper soos daai Arabier wat deur die woestyn gestap het, en hy het verdwaal, sy kameel is later aan dood, en hy het later aan gekruip, typies nou, nee, kruip hy daar, en hy is op sy laaste, en daar sien hy in die verte iets blink, en hy dink, nou hallusineer ook nou, so naby die dood is ek, maar hy kruip toe nou maar die blinkkol toe, en toe hy daar kom, toe sit 'n pomp in die woestyn, en 'n bottel water met 'n briefie by. Sy moenie die water drink nie. Vat die water, gooi dit in die pomp, en dan kan jy begin pomp, en dan sal daar genoeg water uitkom, dat jy genoeg kan drink. Daar's net een voorwaarde, maak asseblief die bottel weer vol, en sit die briefie daar, by vir die volgende reisiger, onderteken Desert Piet. Is dit die typies nie? So bring ek ander by die bron. As jy jou dors gewes het by die bron van die lewe by God, gun dit ook vir ander. Die bron is God self. Amen. Kom ons raak stil. As jy van dit vir 'n oomblik in stilte 'n toewydingsgebed wil maak, sê vir die Here wat nou in jou hart is. Hier is ek, Here, stuur my. Dankie vir die woord. Dankie vir die genade. Dankie vir u redding in Jesus Christus. Ons loof u vir u goedheid en vir die sorg en vir die trou, o Here. Want ons kan net nêrens en niks sonder u nie. U is die Alfa en die Omega, ons ganse bestaan. U sluimer selfs nie in nie, u slaap nie. U waak oor ons, u beskerm ons. Ons loof en dank u daarvoor. Heilig is u naam. Word verheerlik in ons lewens in hierdie week in besonder. Laat u wil geskied. Ons bid vir jeugwerk in die kerk, kinderbediening ook in die gemeente. Dra die uitreik ook weer aan u op. Sorg daarvoor in Jesus se naam. Amen. En as ons dankoffers gee, het ek daar Spreuke 11 bygesit, 24-25. Kyk bietjie na daai teks. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is. Lees hom weer. Ons word geseën om te seën. Maar baie met die dankoffers toe aan die Here.
Is ons slotsang. Baie dankie Gertrude, jy begelei uitsonderlik goed vanmôre. Baie dankie, is lekker. Ek kan sien jou vingers is warm. Kom ons sing die 3 strofes van Leer my U wil Heer. Doen slegs U wil Heer. Ken ons die ou Halleluja? Kom ons sing al die strofes en dan. Na die seën kan ons die Amen ook sing. Ontvang bidden die seën van die Here en gaan leef voluit in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou gebede verhoor. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede vir nou en vir altyd. Amen.